Ons is vandag hier in Keimoes. Julle, dit klink dalk soos 'n klein dorpie in die Noord-Kaap, maar moet dit nie miskyk nie, want Keimoes het verskriklik baie om te bied. Ons is by De Werf Lodge. Julle, Annemarie is so reg. Keimoes is 'n pragtige dorpie. Dit is tussen Appington en Kakamas en soos sy gesê het, ons is vandag by De Werf Lodge. Ons kan nie wag om julle aan sy mense voor te stel nie. Ek gaan 'n bietjie gesels met Tannie Maxie Kompion en ons gaan haar wenspan leer ken. Annemarie, met wie gesels jy? Och, ek is baie opgewonde. Ek gaan 'n bietjie met Lou Hannekom gesels en dan met chef Isherine Paulse. Dit is waar. Ek het gehoor sy gaan vir jou iets heerlik in die kombuis voorberei en vandag gaan ek dit geniet want ek gaan nie vir jou jok nie. Ek is ongelooflik honger en ek het gehoor ek gaan met die van Kloete 'n spesiale dis deel. So kom ons hou die mense nou nie langer aan die lyntjie nie. Ons gaan wys vir julle die span. Ongelooflike voorreg om te kuier saam met Tannie Maxie Kompion van De Werf Lodge. En geheim, sy is van Namibië. Tannie, baie dankie dat ons by julle kan kuier. Kan Tannie vir ons sê waar in Namibië is Tannie gebore? Ek is 'n regte Kalahari kind. Ag. Nog nie die gewoontes afgeskit nie, maar as jy jou voete in die Kalahari gehad het, dan bly jy 'n Jy kan Kalahari die kind uit die Kalahari uithaal, maar jy kan nie die Kalahari uit die kind uithaal Ja, nie. verseker. Great. Tannie, sê asseblief vir my, kan Tannie vir ons 'n geskiedenis gee van De Werf Lodge? Wanneer het julle begin? Hoe pas Tannie hierin? Wat moet ons mense weet? Goed, ons was lank op Omaruru Okay. en toe het ons Kakamas toe geskuif. En ek het met toerisme beginne. Want ek het gesien daar so baie leemtes. Yes. En ek het 'n Marina Botma en 'n Dirk Milan gekry en ons het toerisme raad hier gekry en hulle op 'n toer gevat en gesê kyk wat het ons als in hierdie gebied. Ja, maar dis 'n mooi deel van die wêreld. Oh, dis so mooi en dit het soveel om te bied. Natuurlik. En toe het ek met 'n inligtingseentrum beginne en ek het met entrepreneurs beginne. Maar ek het net 'n 5 jaar kontrak gehad. En toe my kontrak om is, het nie in my kontrak gestaan 'n opsie om verder te huur nie. So die munisipaliteit het besluit hulle doen dit. Okay. En toe was my kinders se grootste angs, wat maak ons met ma? Hoe hou ons haar besig? En toe het De Werf Lodge in die mark gekom. Okay. En hy's gebou ook deur 'n Suidwester, Attie van die Kerk van Karasburg, Okay. wat 'n kunstenaar is, want as jy kyk na die geboue, dan sien jy oral sy handwriting. Okay. En maar dat was 'n iemand voor ons was toe die derde eienaars. Okay. En ons het De Werf Lodge nou al van 2009 af. Okay. Dit is 'n verskriklike mooi plek en ek is 'n Kaapstad kind, maar nou vir 12 jaar is ek nou al in Namibië en jy kan my omkoop met 'n stukkie gras en bome en dit het julle bitter baie van. Vir julle wat ek weet nou nie of julle mooi kan sien nie, maar hier is verskriklik baie springbokke wat hier rondom ons loop. Hier is eende op die werf. Ek kan net dink dit is 'n plekkie waar families so gelukkig is en hulle kuier so lekker hier by julle. En die groot geheim is ook, mense wat een keer hier was, ons gaan weg as vriende uitmekaar uit, want ek is 'n 100%. meerprater, soos die Suidwesters. Soos wat ons So, is. ja. En hulle kom net weer terug. Ja, maar en- mense soek 'n plekkie wat jy voel soos 'n Ja. huis.
So ja, dit voel soos huis en ons bly vriende en ons raak al hoe meer vriende en 'n hegter vriendskap en ons gee om vir mekaar. Ja, ek dink daai is die belangrike deel. Dit is 'n plek wat 'n hart vir mense het en daarom sal mense terugkom. Want dit is tog wat ons almal wil hê as mense reis. Of jy nou vir besigheid of 'n toerist is, dis lekker om by 'n plek aan te kom. Wat soos Tannie sê, as jy hier wegloop, voel dit, okay, ons is nou maatjies. Ek kan jou bel, ek kan sê, weet jy wat Tannie Mac sê, ek is nou weer hier. Okay, kom kuier asseblief. Kom ons net vir ek hoor vandag maak hulle vir ons die burgers. So Annemarie en Isherine gaan nou net vir ons dit wys, maar al kom mense net vir dit, dan weet hulle kom terug na 'n plekkie wat voel soos huis. En lekker koffie. En baie belangrik as mense op die pad is. Ja. Tannie sê gou vir my, watse tipe verblyf bied julle hierso by De Werf? Ons het self-catering en non-self-catering. So Okay. die ou kan kies wat hy wil hê. Ja. En dan het ons kamers wat dubbelbeddens het en dan het ons kamers wat ook familie-eenhede is. So Okay. ons kan huisgesinne vestig en dis wat jy graag wil doen. Natuurlik, want en ek meen soos met die self-catering, dit is baie lekker. Ek dink nou ek wat baie reis vir werk. So 'n self-catering is partykeer lekker want as jy in die aand moet iewers sit en werk, dan weet jy daar is 'n kombuisblad of 'n tafel waar ek lekker kan sit. Ek kan my eie koffie maak, al moet ek tot 1:00 die oggend sit en werk. Dit is vir my altyd baie belangrik. So ek hou van sulke goedjies. Maar Tannie, ek sien hier so op De Werf, hier agter ons is 'n kapel. En is dit 'n funksie onthaal tipe area? Kan mense hier trou byvoorbeeld? Verseker, en 'n kerkie is klein. Hy kan net so Dis 50 pragtig. mense vat. So Okay. dis baie 'n Intieme troue. Ja. Yes. en dis so 'n mooi boustyl. En dan het ons natuurlik die konferensiesaal waar ons kan tot 150 mense huisves vir Okay. gaste. Okay. So ons bied funksies aan, ons bied konferensies aan en enigiets wat 'n ou vra, dan sê ons Yes. maar ons het ruimte. Ons maak vir jou Okay. reg wat jy wil Ja, hê. dit is wat ek hou van, soos wat die mense nou maar sal sê, die plattelandse plekke. Hulle is altyd bereid om uit te help. En as jy sê, hierdie is wat ek wil hê, dan sê hulle, "Kom maar, hoe kan ons dit maar werk? Ons doen dit vir jou." En dit is wat mense altyd terug laat kom. Verseker. So ek is so bly ons het vandag by De Werf kom kuier. Ek kan nie wag om te sien hoe Isherine haar burgers maak nie, want ek hoor ons word vandag bederf met 'n tuisgemaakte patty, nie die goed wat mense sommer in die winkel gaan koop nie. So mense weet sommer weer eens, vandat mense instap, dit wat jy op jou bord kry is vol liefde. 'n Kamers perfek, dis netjies, dis skoon, dis ruim. Daar's aircon wat ek dink in die Noord-Kaap ongelooflik belangrik is in die somer. Verseker. Want dit raak bitterlik warm hier, so ons weet mos nou van Namibië ook. Maar ja, en ek hou van die feit dat jy so groen is en oop is en daar's dammetjies oral, daar's goedjies om te sien. Dis regtig 'n bitterlike mooi plek. Mense Maar kan sien hulle het hulle dankie. hart hier ingesit. Ja. En welkom. Baie En mag jy die dankie. burger van Shireen vir julle dit so Tannie, ek is oortref. rasend honger, so ek sien so uit. Ek gaan definitief saam met hulle in die kombuis staan en net al die geure en die reuke inneem, net laat ek so 'n bietjie lus kan raak. En ek weet, sê gou vir my Tannie, ek dink hier is 'n koppie hierbo. Mag ons maar vanaand hier soms onder sak daar gaan kyk. Dit is waarvoor ek julle so uitnooi om met die paadjie daar teen daai koppie uit te klim, Yes. tot bo te gaan en 'n glasie wyn te geniet, te kyk hoe die son Yesie. sak Perfek. en te weet dit is wat Keimoes bied. Keimoes is besonder. Daar hoor julle dit nou by die tannie self. As jy nog nie geweet het waar jy in Keimoes gaan bly nie, wat meer het jy nodig? Ons sien julle by De Werf. Ek is nou hier saam met Lou Hannekom van De Werf. Lou, hoe gaan dit met jou vandag? Nee, goed, kan nie kla nie, dankie. Is 'n lekker warm Dit is somersdag lekker. hier by julle. Eintlik lekker koel geweest vanoggend, maar dit het uitgedraai om 'n bietjie warmer te word, ja. Okay. Lou, so ons wil nou alles van jou weet. Ons gaan nou 'n bietjie met jou gesels oor jou. So vertel my 'n bietjie van jou paadjie na die toerismebedryf toe. Hoe het jy in toerisme opgeëindig? Wel, dit is eintlik 'n baie eenvoudige storie. My broer was in die toerismebedryf geweest, baie lank terug. En ek het maar toevallig daarin beland, nadat ek uit skool is, die paadjie gestap weermag toe. En na dit het hy gesê maar okay, ek moet daar by hom kom werk. Toe was hy nou al so in die hospitality toerismebedryf geweest en daarvan af het dit maar net aangegaan hoe ek daar opgeëindig het en spraak nou al van seker so 26 jaar terug. Sure, en dan as ons nou spesifiek kyk na De Werf, wat is jou rol hier en dan hoe het jou paadjie gelyk om hier uit te kom? Ek is die general manager hierso. Dit het toevallig ook gebeur dat ek hier uitgekom het. Ek is woonagtig in die Parel gewees of maar my vrou en my kinders is nog steeds daar.
En einde 24 toe het vriende vir wie ek gewerk het in Kuruman destyds en die mense van die werk ken mekaar en hulle het iemand genodig gehad om te kom help hierso en oor te vat en dis toe hulle by my uitgekom het in die Kaap en Pieter wat een van die eienaars is, hy bly in Wellington. Okay. En ek het hom gaan sien daarso en dit was 'n kwessie van 'n week toe ek Februarie 25 hier begin. Sjoe, so dis nog nie so lank nie, maar dit Dit is nou nog al nie 'n so lank, tydjie. dit is 'n tydjie. En dan jy het nou gesê jy is nou al 'n klompie jaar in die toerismebedryf. Wat sou jy sê is vir jou een van jou hoogtepunte van jou tyd in die toerismebedryf? Een van die lekkerste plekke wat jy al gesien het, lekkerste mense? Ek gaan vir jou so sê die lekkerste plek en die lekkerste mense is maar jou dorp, jou kleiner dorpies. Ek het in Bethlehem gewerk, baie lekker gewerk, baie lekker mense. Ek het in Kuruman gewerk, baie nice mense. Jou plaasmense, dit is maar en ek vat Keimus self. Jou plaasmense is maar die mense wat die plek dra en baie stories het en goed so ja. Ek geniet die kleiner dorpies nogals as wat ek die stede geniet. Ja, en mense hou van 'n lekker storie. Enige plek waar mense 'n lekker storie kan kry is 'n goeie plek. Verseker. So nou jy weet ons kom nou van Namibië af. So nou moet ek vir jou vra, was jy al in ons tuisland gewees? Ja, nee, ek was al daar gewees, baie lank terug, 1988. Toe het ons 'n bietjie getoer daar. Ons het was by IJs gewees, ek dink die Hardapdam gewees. Verder op beweeg, Windhoek, Itoshapana. So ja, ek was al daar gewees. My weermag daar was ek in Walvis Bay gewees. En as jy nou een plekkie moes kies uit Namibië en ek weet dis baie moeilik, maar as jy nou een plek in Namibië moes kies, wat sou jy sê is jou gunsteling? Wel, ek sou sê Swakop. Ek was nou nog nie verder gewees nie. Ek hoor die mense of die mense hier almal van Keimus praat van Henties. Ja. So ek kan was dink die nog net mense hou van Henties. ek was nog net in Swakop gewees, maar Swakop is by 'n mooi dorp gewees, ja. Hou jy van visvang? Ek hou van visvang, ja. Ja, dan moet jy by Henties gaan draai. Ek gaan dit verseker doen. As nie Henties nie, dan noem hulle klein Vaardapdam die klein Henties. So Boah. waar ook al jy dan nou opeindig, dis die lekkerste visvangplekke. So as iemand wat nou al so lank in die bedryf is en soveel ervaring het met toerisme, sou jy sê jy verkies die bedryf as gevolg van die mense of verkies die bedryf as gevolg van die werk? Ek verseker die mense, want jy ontmoet verskillende mense, verskillende kulture, verskillende siening oor die bedryf en alles. So ja nee, ek verseker die mense. Het jy 'n snaakse bedryfstorie wat jy met ons kan deel? Nee, ek het nie regtig 'n regtig snaakse bedryfstorie nie, maar daar gebeur maar snaakse bietjies oral hier en daar wat ons maar in die huis hou. Okay, so dit is staatsgeheim soos wat ons nou in die kombuis gesê het. En dan as jy nou met iemand moes praat wat bietjie jonger is en ook in die toerismebedryf wou ingaan, wat is 'n paar wenke wat jy vir hulle sal gee om, ek wil amper te sê, om dit te kan maak in hierdie bedryf, want dit is nogals 'n cutthroat bedryf. Kyk, eerstens is lang ure. Dit is verskriklik lang ure en jy gaan maar van onder af moet begin. Daar is nie 'n maklike manier boontoe nie. Van onder af begin, lang ure en ek dink as jy by 'n plek opeindig waar daar mense is wat al redelik lank in die bedryf is, luister maar na hulle. Hulle gaan vir jou altyd goeie raad gee. Ek dink nie 'n ou is lank in die bedryf omdat hy nie daar wil wees nie of nie, dan is hy nie en hy sal vir jou goeie raad gee, jy moet net luister. Okay, julle, dit was dan nou Lou Hannekom hier by De Werf. Moet asseblief as julle meer van sy lewe en sy lewensverhaal wil hoor, kom stop natuurlik hier by De Werf. Julle sal vir Lou altyd sien glimlag in die voorportaal en ons gesels dan net hierna weer met julle.
is nou hier saam met Isherine Polse, een van die chefs by De Werf en as ek net vir julle kan sê die reuke wat ek uit hierdie kombuis uitreik, dan sal julle seker net so honger wees soos ek en Carly vandag. Isherine, hoe gaan dit met jou? Dit gaan goed, dankie self. So ons is hier in jou kombuis, hierdie is jou area. Vertel 'n bietjie vir ons kykers, wat gaan jy vir ons voorberei vandag? Ek gaan vir ons burgers voorberei. Tuisgemaakte patties Okay. wat ons self maak en dan gaan ek dit op die grill gooi vir julle en 'n heerlike burgertjie maak. Ek is baie opgewonde. Ek het nou nog nooit gesien hoe 'n tuisgemaakte patty in persoon gemaak word nie. So ek dink jy kan wegspring. Ek gaan uit jou pad uitskuif. Terwyl jy dan nou vir ons kos maak, vertel vir my, hoe het jy by De Werf opgeëindig as deel van hierdie wenspan? Ek het eers by Kalahari Gateway Hotel in Kakamas gewerk. En ek het swanger geword. En toe kom ek terug na my tuisdorp toe. Want dis hier waar ek skool gegaan het, groot geword het. En was ek werkloos sê vir 6 maande na my kind se geboorte. En toe het ek aansoek gedoen by die plaaslike hoërskool in die woonbuurt Okay. as kosmaker, voedselhanteerder. Okay. En ek het kos gemaak daar vir die kinders vir 2 jaar en op die hoërskool is amper 1000 kinders. Okay, sure. Waarvan ons elke dag moet kos gemaak het vir hulle 1 keer 'n dag. En ek het daar gewerk en toe het hulle iemand gesoek hierso vir casual. Ek het eers in die kamer beginne, in die kamers by De Werf, gecasual en toe het hulle iemand nodig in die kombuis, want ek het ervaring. Okay. En toe spring ek in, want ek is die een wat bietjie bang is. Okay. Ek hou van uitdagings. So, dis 'n ongelooflike mooi storie. Maar nou moet ek vir jou vra, ek weet jy het nou vir ons vertel jy het kos gemaak by die skool vir 1000 kinders wat wil net sê seker bietjie meer maalvleis vat as wat ons nou hier Ja, het. ja. En toe het jy nou hier begin kos maak. Is kos maak iets wat jy nog altyd wou doen of het dit eintlik maar net oor jou pad gekom? Nee, dit is nie eintlik iets wat ek wou doen nie. Dit is maar net iets wat op my pad gekom het en ek het gestudeer en toe besluit ek maar die finansies is nie daarna toe nie. So kom ek gaan nou maar. Okay, toe jy studeer het jy chef studeer of was dit iets in 'n ander rigting waarin jy Nee, wou dit was 'n ander rigting gewees. Okay. Ek het menslike hulpbronne gestudeer en toe los ek. Toe begin ek in die kosbedryf en toe geniet ek dit en toe hier is ek. Is dit nou al 'n passie? Ja, nou is dit 'n passie. Julle, ons sit hier so saam met Divan Kloete van De Werf Lodge. Baie dankie dat ons vandag by julle kan kuier. Welkom. Ek is ongelooflik honger en nadat ek gesien het wat
Annemarie saam met Isherine in die kombuis gemaak het, my mond het letterlik gewater. So ek kan nie wag om in die burger in te klim nie. Maar Divan, ons wil graag vir jou leer ken en leer waar pas jy in by die werf. So vertel ons 'n klein bietjie van jouself. Ja, my naam is Divan Kloete. So ja, ek het so 'n jaar aangesluit hier by die werf, 'n jaar terug. Ja, so mense is my passie en ek doen dit nou al vir die afgelope 15 tot 20 jaar. So As ons sê jy doen dit, wat is dit? dit wil sê kelner, waiter, bar, al wat die ding is. So menslike interaksie is my Okay. sterpunt, ja. So ek hou van om met die mense Ja, dit is tog lekker en ek dink Ja. as mens so in die toerisme bedryf is, jy leer ken mense van reg oor die Buitensyd, ja. wêreld. Exactly. Nou van waar af kom jy? Is jy van die area of Ja, wat gebeur is, my pa is oorspronklik van hierdie dorp, so ek het 'n groot liefde vir die dorp. Ja, so ek het van kleins af al hier gekom. Okay. So oorspronklik het ek groot geraak in Parel. My loopbaan was daar geskied en ek was so 2 jaar was ek in Engeland gewees. So Oh wow, okay. ja, ek het 'n bietjie daar gewerk in 'n hotel, so die experience het ek daar Het jy opgetel. dieselfde gedoen as wat jy nou hier doen? Presies dieselfde, ja. Okay, Ja, okay. En hoe was dit vir jou oor see? Nee, dit was 'n baie lekker trip en dit Yes. die experience was groot en Ek kan dink, joh, mense kom met so baie stories en tog goedjies wat ons anders doen as wat hulle doen en wat hulle weer anders doen. Ja, ja, Ek kan ja. dink jy het mooi al jou goedjies bymekaar gesit om nou te weet Yes. wie jy vandag is. ja, ja, ja. So jy is nie net iemand wat hou van toeriste en met mense gesels, maar jy wil ook graag toerist wees. Ja, nee, kyk, dit gaan meer oor die werk is my passie, so Yes. ek het nou al die pad gedoen, so ja, ek hou van internasionale gaste as wel. Ons het 'n klomp plaaslike gaste ook. Okay. Ja, so ek sal julle my in die kroeg kry, wat ek 'n bietjie met die mense van die plaaslike Is jy gemeenskap daai barman wat help laat mense hulle stories, hulle Hulle lewensprobleme praat alles met my, uitsorteer? alles. So jy is nie net kelner en barman, jy is eintlik ook 'n Ek sê oor. sielkundige. Jy's 'n oor, jy's 'n sielkundige, jy Ja, doen ja, dit ja. alles. I love it. Ja. A man of many talents. Ja, nee, jy moet maar jou talent gebruik waar jy kan. Nee. So ja, dit is vir my baie lekker om dit te doen wat ek doen. Ja. Ja, as jy opstaan om jy dit wil doen. Ja, ek stem saam. En dis 'n fyn lyn hier gasvryheid is 'n fyn lyn. 'n Gas kan gou aanvoel wanneer jy dit wil doen 100%. of jy maar net daar is vir 'n paar rand, verstaan. So, Ja, ek So verstaan. ja, En dit is nie altyd 'n maklike bedryf nie, want al is ons mense, Ja. daar is party mense wat mense bietjie uitput. So jy moet seker maar jy maak moet dit die is jy moet iets waarvan jy die challenge hou. moet jy aanvaar en jy moet dit 100%. En Ja, dan ja. vat ons hom aan, maar jy leer tog. En dan Yes, yes, yes. dit is tog hoe mense lief raak vir mense en al Ja. stories en al dinge. Ja. En sê gou vir my hier shop uit te werf, skus. Ek moet nou eers Jy kan maar in. Hier by die werf het julle regtig dit lyk vir my soos 'n familiespan wat julle opgebou het. Yes, Julle is yes, almal yes. baie close, julle werk saam met mekaar. Ja. So mense sou regtig sê julle het soos 'n fanspan, familieatmosfeer. Ja, kyk, toe ek 'n jaar terug hier begin het, toe jy weet as jy by 'n nuwe plek begin, dan moet jy aanpas en Ja, mense leer ken jou Op die ou- personeel en op die einde van die dag gaan dit jou tyd vat om ek het vandag eendag minute 1 toe pas ek in. soos jy hier. Ag, maar dit is 'n vanuit ons ook gearriveer het. Mense kan sien van kelners tot dis wat vir jou soos die bestuurder en almal wat jou verwelkom. Almal is 'n span, almal praat uit dieselfde mond uit. Yes, So daar's definitief een van 'n wenresep hier so wat julle by die werf uitgefigure het. Die Ons is beste baie is- dankbaar daarvoor. Beste is om te probeer en die gaste tevrede te stel. Dan Yes. is dit A for a way. Ek dink dit is tyd vir ons om hierdie burger in te spring. Isorine het vir ons lekker gemaak, né? Nee, daai liefde wat maar sy het self gesê vir Annemarie, een van die groot goed is mense kan liefde proe in die kos. Ja. Soos wat jy gesê het, 'n gas kan optel as jy met hulle wil gesels of kan gesels. Hulle kom daai agter en Isherine, okay, happy? Maar sy kan baie praat. Jy ook? Ja nee, ek Geniet ek moet. Ja. Ons is nie net altyd te oor nie, ons moet ook bietjie gesels Maar kyk, met die mense, stories deel. Die mense is baie lief vir die burgers. So op die einde van die dag, as jy hy loop elke dag verstaan so. Yes. Dis 'n wenresep. Jo, En met Isorine daar in die kombuis en die ander spanne ook. Doen hulle die ding vir die werf en ons almal probeer om die 100%. voortou te julle, neem. dit is tyd. Ons gaan inklim. As julle die beste burger in die dorp wil hê, Kaimus, die werf, Werf. dis julle plek. Sien julle.
Carly, ek het regtig nou die ongelooflikste tyd hier by die werf gehad. Ek voel regtig asof ek deel geraak het van die De Werf familie. Wat was jou uitstaan oomblik vir hierdie episode gewees? Ag Annemarie, dit is soos jy sê, ek voel ook ons loop weg as familielede en dit was so spesiaal om bietjie met almal te gesels. Ek het my geselsie met Tannie Maxie en die van soveel geniet en ek gaan nie vir jou jok nie, ek dink my hoogtepunt is hierdie. Ek meen, wie kan nou sê hulle was al op 'n koppie in Keimoes vir die perfekte sonsondergang met 'n glas wyn in hand. So Tannie Maxie, baie dankie vir hierdie idee. Dit was briljant. Wat was jou groot uitstaan oomblik? Ek moet regtig vir jou sê die kombuis het baie lekker geruik. Die reuke wat uit daai kombuis uitgekom het sal altyd by my bly, maar ook ek meen hierdie, wie sou kon dink hierdie klein dorpie in die Noord-Kaap, Keimoes het al hierdie om te bied. Ek meen die uitsig vir die amper eerste keer in die Noord-Kaaper is hierdie uitsig regtig soos asemrowend mooi en jy weet ons dan weer hou van 'n sonsondergang. We are suckers for it. Maar dit is dis regtig vanaand is besonder mooi. Die wolkies in die lug. Ons weet dit reën nou verskriklik baie hierso. Dit is ongelooflik groen. Julle regtig, ons is bederf vandag uit en uit. Ja, maar ek kan nie wag om die res van my aand saam met jou te spandeer nie. Ek hoop ons kan nog 'n paar hoogtepunte maak terwyl ons hier is. Op ons.